Môre, welkom hier so julle. Kom ons neem ons sitplekke in. Dis 'n lieflike somersdag. Ons het baie seisoene hierdie week gehad. En so ook is daar baie seisoene wat die Here mens deurvat. So ek en David hierdie week ons herdenking gevier. En ek sit en dink toe so 'n bietjie terug oor ons seisoene, waardeur ons is. Ons ken mekaar al vandat ek standaard 6 was, graad 8. En ons het saam groot geword, hy het studeer, ek het gaan studeer, en die oppe en die affe, maar ek prys die Here vir die goedheid van hom, wat ons altyd harte na mekaar draai, en terugbring na mekaar toe. En dis net die Here wat dit kan doen, want uit onsself uit, ja, uit onsself uit, is dit nie so mooi nie, maar wanneer die Here teenwoordig is, dan is dit amazing. Kom ons sing lekker saam vanoggend. Al is dit warm, kom ons loof en prys die Here tot die beste van ons vermoë. Ons staan. Kom en loof die Heer, bring jou lof en eer, want daar is geen ander wat ons so verwonder, loof die Heer. Oor die waterstryd, die bome en berge prys, die Here almagtig, heers het vir ewig, loof die Heer. So kom laat ons sing, in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat as 'n mens sing, en loof die oor die aarde heen, juich ons oor die Heer, wat mense verander, en red uit ons sonde, loof die Heer. Kom laat ons sing, in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat as 'n mens sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat as 'n mens sing, en loof die Heer. Sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, en sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, en sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, en sing oor die goedheid van die Here. So kom laat ons sing, in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat as 'n mens sing, sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat as 'n mens sing, loof die Heer, en loof die Heer. Kom ons loof die Heer. Okay, ons gaan gou net ons klank hier op die verhoog uitsort. Ek dink ons het hom nou, nee, wat is dit? Hey, Marinus gaan ons nou daarmee help.
Luister, terwyl julle so staan, ek wil sommer net almal baie welkom sê, net gehoor, is die nuwe besoekers vanoggend. Is daar, hier steek sy hand op, hy besoek gereeld, hy is 'n gereelde besoeker. Goed, daar is daarmee vanoggend, daar is nie vanoggend besoekers nie, is daar? Going once, going twice. Right, net so nuus in verband met die selle in die huiskerke, hierdie Dinsdag begin ons dan by die Vredendal selgroep 7 uur die aand, daar in amper sê ek Salelstraat 1, Sultana Straat 1, donderdag al by Ines en Daleen in Traval, en volgende week, daar by meneer en mevrou Coetzee, daar in Klawer, dis waar ons onsself bevind by Hermie en Elise Coetzee, ek sien, hulle is ook nou hier. Baie geluk ook aan die volgende persone met hulle huweliksherdenkings, Johannes en Andri Leroux, is vir ons kosbaar. Luister, verbond is vir ons so kosbaar. Hy lyk vir my verbaas, ek hoop hy dit vergeet nie. En dan ook Andries en Beverly, is Beverly hier vanoggend. Okay, maar baie geluk en seën vir hulle ook. Dan is daar die volgende verjaarsdag, Bronwyn, verjaar die 10de Oktober. Bronwyn verjaar die 10de Oktober. Ons wil net vir hulle ietsie uitdeel. Monica het vir my instruksie gegee. Hierso is die lekkertjies hiervoor. Alright. Nee? Ja, okay, maar ek sê maar net, ons wil vir julle ietsie uitdeel as julle verjaar. Lila verjaar. Is Lila hierso? Nee. En Elmarie verjaar. Elmarie. Ons sal jou weer geluk wens, maar mag dit 'n besonderse geseënde tyd wees met jou en jou familie. Mag die Here se oorvloed en genade en seën jou lewe verryk. En ek koop vir my altyd wat vir my lekker is, so ek het Smarties gekoop hierdie week, sorry julle. Monica sê chocolates. Alright. Lekker om julle te sien. Ons het ook 'n krat vir die kinders. So ons het hier 'n krat wat ons gaan toesluit, wat ons verskriklik graag wil hê, as jy ekstra speelgoed het wat jy wil skenk vir die gemeente, of vir kindige speelgoed veral, dan wil ons dit in die krat toesluit en dit oopmaak vir jou kleintjies om hier te speel tydens die kerktyd. Sit hulle hier in die middelkantste klasie. En baie dankie ook vir almal wat ons daarmee ondersteun en bystaan en so meer. So julle kan net met Monica gesels. Baie welkom by die Kompas familiegemeente. Mag dit 'n geseënde diens wees in die teenwoordigheid van die Here. Ek weet jy gaan dit saam met ons geniet. Ja, kom ons geniet die worship. In the valley, I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting, and I'll praise when outnumbered, I'll praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, we're gonna praise the Lord. Oh my soul, and I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. And my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. So as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, we're gonna praise the Lord. Oh my soul, we're gonna praise the Lord. Oh my soul,
Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. We're gonna praise the Lord, oh my soul. We're gonna praise the Lord, oh my soul. Yes, we're gonna praise the Lord, oh my soul. And we're gonna praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Here's my face and here's my crown. Hy is my kroon, hy is my redden, die een op wie ek wacht. Hier is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n paas op vir sy kinders. Hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Here is my voorspoed. Voorzien, soos 'n paas op vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die raise a hallelujah. Louder than
your hold on me. And I'm gonna sing in the middle of this storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. Yes, sing a little louder. Oh, sing a little louder. Let's sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Oh, sing a little louder. Having comes to fight for me. Won't you sing a little louder? So I'm gonna sing In the middle of this storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I'm gonna sing in the middle of this storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. So I'm gonna sing in the middle of this storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise, and death is defeated. The King is alive. He is alive. Our King is alive. He is alive. He's alive. As jy voel die spotlight is op jou vanoggend, soos hierdie spotlights vir ons hier so skyn, nê? Dan is dit op jou en dan is die Here besig met jou. As daar goeders by jou opkom, woorde, liedjies, gedagtes, herinneringe, dis die Here wat besig is met jou en moenie daarteen veg nie, gaan met dit. Ons gaan nou sing Goodness of God en dis ons laaste liedjie en hierdie liedjie is net so amazing want die Here is goed en as ons daai gedagte by ons dra, elke liewe sekonde van elke dag, al sê jy net die Here is goed, al voel jy nie so nie, hy kom vir jou. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and
and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God.
yes, I will sing of the goodness of God. Julle kan gerus sit. Baie dankie. Luister, ek wil sommer saam met jou die Here vertrou vir 'n deurbraak oomblik in 'n oggend waar ons hom ontmoet vanoggend in die afhanklikheid wat ons het. Omdat hy alles en enigiemand is of die enigste iemand is. Daar's geen ander uitweg vir my en jou as om die Here te dien nie. En Dawid besef het, hy sê, luister gou, gaan sy poorte in met lof en sy huis in met danksegging. Ek en jy het nodig om te verander, ons kan nie bly soos ons is nie. En ek is bevrees, ons hou vas aan gister en aan oomblikke, wat ons graag 'n verandering sou wou gedoen het, en daar het jy gaan vaststeken, raak jy angstig en depressief oor 'n klomp goed. En ek vertrou die Here dat ons vandag daarby verby sal beweeg. So gee my die geleentheid om saam met jou te bid vanoggend, om ons harte reg te kry vir dit. Here, in nederige aanbidding kom ons nou voor die troon en kom vra dat U ons nou, U wat die meester potterbakker is, kom vorm en maak soos U wil. Here, dis alleenlik deur U wil, U doel vir ons lewe, waarby ons 'n suksesverhaal sien, waar ons die woorde hoor aan die einde van hierdie wedloop, mooi so goeie en getroue diensknegt. Vader, ons jaag goed na wat geen ewigheidswaarde het nie, en ons kom lê dit ook en bely dit ook voor die voete en voor die troon vanoggend neer. Vergewe ons ook daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Goed. Ek gaan nou ruil na Adrian se mic toe, as julle net vir daai effeks kan afhaal. Hulle sê dis baie sag op die aanlyn. Okay, kom ons kyk, hoe klink dit nou? Vra net daar, en ek dink ons kan nou so 'n bietjie volume hier neersit. Hierdie lyk vir my as die goue mic. Jene, wat 'n uitdaging vanoggend. Kom nou, kerels. Ek is in die, goeiemôre, ek is ook hier. Ek is in die woord vanoggend. En hierdie is die skrifgedeelte waarby ek saam met jou wil kuier. 1 Samuel 16 vers 1. As jy jou Bybel het, blaai asseblief saam, andersins lees sommer direk hierbo, kosbare gedeelte hier. En ons gaan so om hierdie skrifgedeelte so 'n bietjie ondersoek instel oor hoekom ons nie kan aanbeweeg nie. So die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jy na Isaai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Ek wil dit gou in die message ook vir jou lees. Ek hou dit daar op die bord, so die message klink so 'n bietjie meer liberaal vertaal, en daar staan, God addressed Samuel, so how long are you going to mope over Saul? Jy weet, dis asof ons so klaar oor die verlede. Hoe lank gaan jy nog karring oor dit wat nou verby is? Nou, dit het nou gebeur, so wat nou? You know, I've rejected him as king over Israel. Fill your flask with anointing oil and get going. I'm sending you to Jesse of Bethlehem. I've spotted a king, a very king that I want among his sons. Nou ja. Luister julle, is dit nie harde woorde nie? So Saul aan die een kant is ook so tussen fases of seisoene. Samuel definitief ook. En hy wat nog nie weet daarvan nie, is Dawid. Hy is ook so tussen seisoene. Hy is nou skaapwagtertjie.
Hy gaan binnekort leer dat daar iets ver meer is as wat hy kon dink, droom of doen. Ek dink amper Efesiërs 3:20 is hier baie van pas. Maar ek het nou 'n interessante ding ontdek. Ek lees bietjie weier as net woord en geestelike goed, so met die oog op die Olimpiese spele wat verby is, lees ek die afgelope tyd so 'n bietjie met betrekking tot die aflos en wat se wetenskap daar is rondom aflos. En hoe die ouens dit vervolmaak tot 'n kuns. Nou, ek het self al 'n bietjie aflos gehardloop in my lewe. Ek is nie vreeslik suksesvol daarmee gewees nie. Ek was redelik vinnig gewees op skool, maar hier na 30 gaan neem my ou se spoed af. Is iets in jou bene gebeur? Ek dink jou Boyle Jones vries vas of wat ook al. Maar in die gedeelte lees ek daar dat die atlete hardloop so ongeveer 100 meter. Nee, nie presies elkeen 100 meter nie, maar tesame maak dit 4 maal 100 meter. En dis baie soos die lewe ook. Jy weet, ek en jy hardloop nie ewe ver of ewe vinnig nie, maar tog, jy weet, gaan ek oorgee vir die volgende ou in die volgende seisoen en dis meer, so dit het nou vir my sin gemaak. En ek lees toe verder in hierdie gedeelte, dat hulle praat daarvan 'n transition box of 'n changeover box. En hulle reken dat die goue medalje gewen of verloor word in die 20 meter voordat die vorige atleet na die volgende atleet oorgee. En daai 20 meter is waar die wen of verloor is. Ek dink toe, joh, dit het nogals 'n impak op my gelaat. Want baie keer dan wil ek die aflosstokkie te vroeg vat, en baie keer dan wil ek hom glad nie vat nie, en baie keer staan die ou stil hier voor my, en moes hy nie al gegaan het nie, en dis die werk van die change of die transition box. Is dat die ou wegtrek so lank, en hy op spoed kom, sodat ek nie my spoed moet verminder nie, sodat dit kan vloei in die volgende fase of faset van my lewe, so seisoene. En waaroor hierdie rubriek gaan dan nou, is juis hoe ouens dan nou nalaat om betyds of wetenskaplik op die regte oomblik oor te gee. Nou wil ek vir jou iets verders wys. Hierdie, kan julle almal dit sien. Hier is ek nou in my, in die kruin van my atletiese loopbaan. Die laaste wedloop wat ek ooit gedoen het. Hier so in my buitebaan sal julle Philip GTI huissamen sien. Hy is nou ook deel van ons gemeente. Hy is groot, maar hy is vinnig. Hy hardloop baie vinnig. Nou hier is die foto wat in die kontry was, en dit lyk fenomenaal. Jy weet. Hier is ek nog op my voete. Daar in die binnebaan kom 'n man aan. Maar die volgende video wat ek vir julle gaan wys, luister gou, is nie vir sensitiewe kykers nie. As jy 'n babietjie hier, draai hom asseblief deur se kant toe. Kinders mag hierdie glad byvoorbeeld nou glad nie sien nie. So hier gaan dit, is julle reg vir hom. Lopende kommentaar, daar staan ons, dis van 'n videoskerm afgeneem. Daar weet ek nog nie eintlik hoekom staan ek daar nie. Philip gaan nou buk om weg te spring. Ek weet as ek dit doen, gaan ek nooit weer opkom nie. En hier gaan ons, nou met julle fyn kyk hoor. En daar steel ek so 'n bietjie van 'n voorsprongetjie, maar daar gaan ons nou mooi om die draai. Die beeld is nie so wats nie, maar jy gaan die volgende gedeelte gaan jy nou nie kan mis nie. En daar by die changeover, my broer, toe besef ek, my man hardloop dan nou los onder my uit. Ek sal nou plan 'n daasy. Jy sien nou, daar het ek die dingetjie gemis, en hier kom die manne terug, en ek hardloop daar met 'n man, sy naam is Jaco Smit, kyk jy, hy ken spoed, so uit die aard van die saak het ons toe gewen, langs storie kort. En ek gaan die video dan maar daar stop, want die beste van alles is daai valskoot, verstaan jy? En dit is my, en toe, weet jy, hoe ek toe nou weet, dis die beste wat ek nou ooit gaan doen, is toe die kinders my kom sê, asseblief, papa, luister gou, wil papa nie maar net vir ons die tyd hou en so nie, soos die ander paas nie, jy weet. Toe weet ek, jy weet, my ego en hulle, jy weet, skoolloopbaan gaan seker kry in die volgende ronde. Maar die feit is, as jy die oorgang mis binne hierdie 20 meter, wat dan? Dan kan jy vergeet op 'n posisie op hierdie rostrum, want regtig, hierdie ou skryf so mooi, hy sê dat die medaljes die eerste en tweede en derde plekke word gemaak in hierdie oorgangsfase. Alles gebeur in die oorgang. Nou, het ek agtergekom in die Bybel werk het ook so, God is 'n God van seisoene. Ek bedoel, jy hoef net rondom jou te kyk. En as jy dit nie verstaan nie, dan frustreer jou wandel met die Here vir jou geweldig. Want jy het 'n behoefte om oor te begin, maar God is nog nie klaar om 'n vorige ding in jou vorige seisoen aan te spreek nie.
En julle sal saam met my stem, die 1 Oktober wat so pas afgeloop het, is nie geen aanduiding gewees dat dit die einde was van winter nie. Weet, die 1 Oktober toe is dit eers winter. So God se seisoene werk nie met 'n almanak nie. Dit beteken nie as dit nou einde van die jaar is, jou seisoene is nou al klaar, jy begin nou weer lekker vars nie. Nee. Die natuur wys ons hoe dat God werk. Nou ek wil vir jou die volgende skrifgedeelte gee, sodat jy nou mooi kan sien wat ek hiermee bedoel. Genesis 22, Genesis 8, ekskuus. 8 vers 22. Kyk of jy saam met my stem as jy sien wat hier staan. Nou luister net gou, solank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou nie. Hoor julle dit? Ons het boere nodig, né? Maar met ander woorde, jy ook. Solank as wat jy lewe, sal die siklus van saai en maai nooit ophou nie. En Jesus kom sê so mooi, dit wat jy saai, gaan jy maai. So as jy ophou saai, is daar niks om te maai nie. En as jy verkeerd saai, gaan jy ook dit maai. Sal dit nooit ophou in oestyd nie. Ook nie koue en hitte, somer of winter, dag en nag nie. Met ander woorde, as jy nie die seisoene verstaan nie, sal jy nie oorleef nie. Die verkeerdste ding wat ou Ines nou kan doen, is om in die verkeerde seisoen die verkeerde applikasie te maak, jy weet. En Johannes wat daar agter sit, hulle as boere. So jy kan onderskei en weet wat om te doen in watter seisoen, nie waar nie. Kan nie nou sommer net jou eie kop volg en nou wil snoei, as dit nie nou snoeityd is nie. Ons werk saam met die Here, dit maak tog sin in die gewone gang van sake. Is net ons ander 80% wat nie boere is nie, wat dink ons kan ons eie ding doen. En dat ons iewers mekaar sal ontmoet, ek en die Here gaan mekaar lekker verstaan hier vorentoe op hierdie pad. En ek verstaan nie, daar's 'n sekere seisoen in my lewe, wat sekere aksies of handelinge tot gevolg het nie. So ons seun is nou in die finale seisoen van sy lewe, sy hoërskoolloopbaan. Ek seker nie sy lewe nie, maar dit voel vir my so. En ons het dikwels nie die probleem om die seisoen waarin ons is te leef nie, of ons het dikwels nie 'n probleem om in die huidige seisoen te leef nie. Maar wat ons probleem is, ons wil nie oorgaan in die volgende seisoen nie. So wat ou nou bitter gou gaan uitvind, is hy nou in Bloemfontein kom al op sy eie, op sy enigste, oudste en enigste, all by himself, gaan hy nou vinnig agterkom hoe werk die lewe nou eintlik. Nou is daar niemand wat hom wakker maak in die oggend met 'n bord pap en koffie en sê, luister ou Boeta, jy moet nou opstaan hoor. Dis verby. Hy was nou die groot meneer gewees tussen die ou kleintjies, en nou is hy weer die ou kleintjie tussen al die grootes. So what happens is we get stuck in the transmission box, of the transition box. Die change-over oomblikke, die oorgangsfase, ons raak daar, hak ons vas. En wat gebeur is, wat jy eintlik moet doen, is jy moet letterlik die vorige seisoen laat gaan. Dis belangrik. So ek gee nou 'n paar, ek teach nou eers, voordat ek preek. Jy moet letterlik let go. Jy moet losmaak van die vorige seisoen. En jy moet die nuwe seisoen aangryp. Met ander woorde, okay, dis wat die Here nou in my lewe sit. Ek gaan dit nou met alles in my, gaan ek dit myne maak. Raai wat, net daar val ek vas. En daar begin hier rondom taal. En ons lees dit in die Bybel, nie waar nie. Ons lees dit wanneer Israel uit die slawehuis uitgehaal word. En dan beland hulle in hierdie sikliese bestaan. Ek moet dit eintlik vir jou lees, maar ek gaan nou daarby kom. Maar ander woorde, hulle trek in die woestyn vir 40 jaar al om dieselfde berg. En sien hulle, my mag is hierdie boom ken, ons dit lyk bitter laag. Ek het hom laas jaar ook gesien. Dan is hulle weer om hom. Onvergewingsgesindheid. Woep, hier gaan hulle aan. Die karakters verskil, want die mense gaan dood en dan nuwe babetjies word gebore en so gaan hulle weer al om die ronde. Vertig, hier is daai boom weer onvergewingsgesindheid. Of miskien is dit bitterheid. Of miskien is die ding in jou lewe wat homself oor en oor herhaal, finansiële terugslag. Of miskien dalk verhoudings. Jy dink dalk hierdie verhouding gaan nou werk. Luister, ek is nou nie regte vrou. Ek het nou die regte persoon ontmoet. Net om agter te kom, wag. Ons het nie klaar gemaak met die vorige seisoen nie. Hier gaan ons weer, al in die ronde. So die name en die rolspelers verander, maar nie my situasie of my resultate nie, en dis waar ek 'n probleem het. En dis hoekom ek so ernstig is hier oor om te sê, luister, ek het 'n idee, ons weet nie hoe om aan te beweeg nie. Israel is 'n goeie voorbeeld hiervan. Ek bedoel, Moses trek met hierdie spannetjie, trek hy uit Egipte uit.
En dan kry hulle bymekaar en hy stuur vir hulle die volgende. Hy sê vir hulle ouens, luister gou vir my 12 manne, maak dit gou bymekaar hierso. Julle moet vir my gaan kyk, hoe lyk die beloofde land? Né? Dis hulle opdrag gewees. Gaan kyk vir my, hoe lyk die beloofde land? 12 van die manne kom terug. 2 ouens het 'n positiewe verslag. Hulle sê, luister, ons is reg hiervoor. 10 ander manne sê, nee, wat broer, nee, kyk gou, luister gou. Daar gaan 'n bietjie water in die see moet loop voordat ons hier kan in. Jy sien, hier's reuse en hier's dit en hier's dat en hier's sis en hier's so. Die opdrag het hulle nou nie verstaan nie. Verstaan jy? Hulle moes net gekyk het, is dit die beloofde land, nie wat alles fout is by die situasie nie. Dis letterlik wat hulle moes gedoen het. Dit is asof ek en jy God se raadgewers wil wees. Hy sê vir jou, gaan kyk net hoe lyk die nuwe seisoen. Jy sê, "Jo, ek sal dit nooit kan maak nie." Luister gou, die situasie is net van so 'n aard is. Een is hulle betaal te min, heeltemal. Werksure, ek wil nie eens begin nie. Gaan my vrek werk. En dan dit en dan dat en dan sis en dan so en dan hierdie uitdaging, daai ding is hier te lank en daar te kort. Eintlik wil ek niks doen nie. 10 mense maak dat oor 1 miljoen mense die belofte van God mis. Kan dit wees? En dis hoekom ek so verskriklik bang is vir gemeentes en die woord van die Here bedien en om dit reg te bedien. Ek besef die verantwoordelikheid wat ek het om hier voor te staan en vir jou te sê, luister gou. As ek jou die verkeerde inligting hier gee, is die saak dalk so dat ons 'n klomp mense van die pad af kan lei. So hoor mooi my hart. Wanneer jy inligting oordra, doen dit uit die mond van God uit. 10 ouens maak dit oor 1 miljoen mense dit mis. Miskien dink jy, hulle was maar net wat versigtig. Jy weet? Miskien moet 'n mens die ding net 'n bietjie versigtig benader. Kyk gou hierna. Dit moet ek met jou deel. Numeri 14 vers 36 en 37. Lees dit gou hierdie saam met my. Die manne vir wie Moses gestuur het om die land te verken en wat na hulle terugkoms, die hele volk teen Moses in verset laat kom het, deur die slegte gerig oor die land te versprei. Luister nou, okay, so dis wat hulle gedoen het. They gave a bad report, a evil report. Vers 37, almal wat vir die slegte gerig oor die land verantwoordelik was, het gesterwe deur 'n plaag wat die Here gestuur het. So miskien reken jy, man, ek het nou regtig nie die behoefte gesien om oor te beweeg in die volgende seisoen nie, want jong, ek is maar 'n versigtige ou. So wat ek gaan doen is, ek hou daai inligting nie vir myself en werk dit deur met die Here nie, ek vertel vir almal, die volgende geleentheid is eintlik maar gemors. Dit is eintlik nie van die Here af nie. Dis wat hierdie ouens doen. Nee, die volgende geleentheid, absoluut nie, ek kan sommer sien, man, ek is al jare in die land, ek is nou al 46 jaar oud, ek weet mos nou wat aangaan. Jy kan vir my niks sê nie. En dan kom die Here en hy sê, luister, dis nie hoekom ek julle gestuur het nie. Hy is glad nie tevrede daarmee nie. Israel was veronderstel om slegs 'n paar dae, weke sê maar, in hierdie oorgangsboksie te wees, in hierdie transition box, hierdie 20 meter box. Wat nou 'n paar weke is, word 40 jaar. En die vraag in my hart is hoe lank wil jy nog daar wees waar jy nou is? Vashou in dit wat jy vashou. Vashou aan dit wat God verwerp het. Toe rondom taal jy hulle om die berg. Kyk gou hierna. Deuteronomium 2 vers 3. Kyk gou wat staan daar. Julle het nou ver genoeg om hierdie berg getrek. Draai nou noord. Hulle is al om die paal, hierdie ouens. Kan julle mooi sien? God sê nou genoeg. Luister nou vir my. Luister, as die woord van die Here nie jou kompas is nie. Dis hoekom hierdie die kompas familiegemeente is. As die woord van die Here nie jou rigting aanwys nie, dan gaan jy vir altyd om die berg wees. Hoekom is hulle om die berg hoeveel keer? Want hulle is gemaklik daarmee. Dis fyn. Ons ken daai boom, ons was nou al hier om gewees. Ons ken die ou, daai ons groet ons net so elke 6de maand, want dis waar hulle bly. Dis gemaklik met dit. 40 jaar trek hulle so skape in die ronde, agter hulle eie sinne aan. En dan staan daar 'n generasie op, die Joshua generasie. Hy's oud, maar hy's nog nie koud nie, hy en Caleb. En hulle maak daar vir hulle 'n jong span bymekaar en hulle sê tot hier toe en nie verder en die Here het vir ons daai land gegee. It's time to get unstuck. En luister, daai videoetjie het ek nou vir julle gewys. As ek nou daar bly leed, figuurlik en letterlik, dan sou dit nou baie sleg gewees het. Maar partykeer kom die lewe
en hy trek jou plat, so sonder dat jy dit weet. Luister, ek het nou daai oggend opgestaan en 'n ou koffietjie gevat, my tandjies wat oor is geborsel, my hare gekam nie, want ek het nie. En toe het ek beplan, ek gaan 5:07 die middag, gaan ek daar, 7:05 die middag, gaan ek daar so in die hoek, gaan ek 'n plaas koop. Niemand doen dit nie. Wie beplan nou iets negatiefs in sy lewe? So dat dit gebeur. Want die ding is, ons sien almal vorentoe aanbeweeg en is net jy wat nie kan aanbeweeg nie. Is ek wat vas staan en stil staan. Wanneer is dit my beurt? En raai wat, jy lê daar op die vloer soos ek met hierdie kalk oor jou klere. Dit lyk glad nie nice nie. Monica vra my, wat het nou gebeur? Waar het jy die baba poeier gekry? Dit lyk glad nie goed nie. En ek kan daar lê en vir myself sê, jy weet, wanneer is dit my beurt? Of ek kan daar lê en sê, nou wag ek op die Here. Luister, die Here wag vir jou. Hier is die teks weer, want dis waarmee ons deel volgend. 1 Samuel 16, 1. Ons werk met hierdie teks volgend. Die Here sê vir Samuel, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie, gaan na Bethlehem toe, ek stuur jou na Isaai toe, want onder sy seun sien ek 'n koning. So Samuel, kom ons vat gou sy storie, is in 'n stadium van oorgang. 1 Samuel 15 gee die Here 'n boodskap deur vir Samuel wat hy aan Saul moet gaan gee. En jy kan nou aflei, hierdie twee was bitter lief vir mekaar gewees. Want dit was die werk gewees van die konings. Hulle moes omsien na die welstand van 'n volk en die beskerming en beskutting van 'n volk. Die priesters het by God gehoor en hulle was veronderstel gewees om die welstand van die volk te beheer deur die woord na die koning toe te spreek en ook na die mense toe en te sê, so sê die Here. Nou ek weet, daar's klomp boeke nou uit deesdae wat sê ons is almal konings en priesters, al die mans in die huise, maar doen ons dit? Beskerm jy en sorg jy vir jou familie? 1 en 2, hoe lyk jou geestelike voorsiening aan jou familie? Kan jy sê as pa, so sê die Here? Of sê maas deesdae, so sê die Here? Ons moet daai orde weer omkeer, kerels. En God gee aan hom volledige instruksie. Kom ek deel dit gou met jou. Hy sê, gaan daar na Saulkie toe en sê vir hom, wat ek nou vir jou sê. Dis sy opdrag hier daai, kan julle dit sien? Gaan verslaan nou vir Amalek, dis die Amalekiete. Jy moet alles wat hy het, om die lewe bring. Die Bybel is nogals, ja, gewelddadig. Jy mag jy oor hom nie ontferm nie, jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigeling, bees en skaap, kameel en donkie. God wis die evil uit, en boosheid wis hy totaal uit. En dan gebeur die volgende, ou Saul besluit, luister, ja, ek verstaan wat hy gesê het, maar luister gou, ek dink nie God kan lekker sien nie, want hier so is hier lyk 'n paar vetskapies hoor. En hy doen toe die volgende, hy doen toe sy eie ding. Is hier iemand van ons hier in hierdie vertrek wat sy eie ding doen? Ja, ek dink ons almal doen. Laat hierdie sommer nou 'n waarskuwing wees vir elkeen van ons. Saul en die manskappe het Agag gespaar en ook die mooiste kleinvee en beeste en die vetstes en die lammers en alles wat mooi was. Saul hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en verwaarloos was, hulle is wel van kant gemaak. So hy besluit wat's goed en sleg. Hier's hom hierdie ouens, nee, julle het niks met die ding uit te waai nie, soos daai ou wat die drank gelos het. Ken jy nou die storie? Maar hy besluit toe wat goed is. En dan gebeur hierdie gedeelte, vers 21, kom ek lees dit saam met jou. Die manskappe het egter die buit en kleinvee en die beeste gevat en die beste van die wat van kant gemaak moes word, om aan die Here in Gilgal te offer. Hulle is nogals oulik. En dis wat ons doen, luister gou, hulle doen die volgende, hulle sê, luister gou, moenie van hierdie swakkes vat, die maak hulle dood, nee, maar vat nou van die bestes wat ons teruggehou het, en dan gaan bring ons nou 'n offer aan God. Asof my ongehoorsaamheid met 'n geestelike optrede nou enigstens gekanseleer word. Ek het droog gemaak, maar nou wil ek dit kom regmaak Sondagoggend by die kerk. Nou wat hulle doen is, hulle bring toe hierdie offer, hy vra eers
vir Samuel, nadat Samuel vir hom gesê het, luister gou, jy gaan bitter vinnig uitkom, die Here het nou jou posisie gekanselleer, as gevolg van jou eie ongehoorsaamheid en jou rebellie in die hart. Jy luister nie wat hy sê nie. You have to serve God holy, H-O-L-Y, heilig. But you have to serve him holy as well, W-H-O-L-Y. Met ander woorde, in geheel. Jy kan nie sekere gedeeltes vat en joune maak en dan sê maar, hierdie kan ek negotiate later vorentoe of so nie. En dan kom Samuel se antwoord daar en hy sê vir hom duidelik, hy sê vir hom, is brandoffers en ander dieroffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Waarmee is jy besig? Is nou in my kort vertaling. En dan sê Samuel vir hom, so moenie jy worry oor die antwoord nie, ek weet wat dit is. Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande en om te luister is beter as die vet van ramme. En luister vers 23, weerspannigheid beteken rebellie, is net so erg as die sonde van waarsêery. Eie sinnigheid net so erg as die bedrog van afgoderry. En omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Tjoh, dis harde woorde. Luister gou, iets moet jy gou sien hier, want baie mense dra hierdie ding heel snaaks. Die vraag in my hart is, toe ek het lees, het God Saul verwerp? Die antwoord is nee. Nee, hy het nie. Hy het hom as koning verwerp. Kyk gou mooi daar. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. En onmiddellik verloor hy sy posisie. En dis 'n God van genade. So as dit nou 'n hekkie is waarby jy nou wil vasbly is, maar kom ons gesels gou lekker oor die tafel prontheid met mekaar en sê vir mekaar die volgende. Jy probeer wetywer of werk vir 'n posisie, maar jy is ongehoorsaam in dit wat die Here vir jou gee om te doen. En jy kan nie verstaan nie, jy moet om hierdie kant te werk en jy wil nog dit doen en jy gaan nou dit doen en jy gaan nou sis doen en jy gaan nou so doen. Die Here sê, wat hierdie goed is wat jy wil doen, verstaan ek nie. Ek wil net vir jou graag hê, wil jy nie gehoorsaam aan my wees nie. Wil jy nie 'n slag dit probeer nie? Jy weet, ons werk met kontrakte, God werk met verbond. We want full blessings on partial obedience. Ons wil die volheid van God se seëning oor ons lewe, maar ons wil net gedeeltelik gehoorsaam wees. Ek het dit lank getraai. Ek was lank daarmee besig gewees. Kan ek nie verstaan nie. Daar's net nie seën op my lewe nie. Ek is amper so half asof ek dit kan sien, maar dan sal net nie deurbraak nie. Die Here is so getrou, hy seën nog steeds, maar ek voel nie deurbraak in my lewe. Hoe lyk die lewe wat jy heiliglik vir die Here leef? Ek vra dit vir myself, jy weet. Is ek besig om met God halfies te gaan? 50%, 50%. Wat as ek dan nou net 50% van die seën ontvang, dan is ek in my kanon in. Ek sal nooit vergeet nie, ek sit met 'n boekhouer eendag, hulle moet my bankgoed uitwerk. En hy sê vir my, in hierdie bedrag wat jy oorbetaal in die gemeente elke maand, ek sê, maar dis my 10de. Hy sê, broer, kyk, jy kan nie bekostig om jou volle 10de oor te betaal nie. Ek sê, luister gou broer, ek kan nie bekostig om dit nie oor te betaal nie. Sien jy alle ander geldjies wat inkom hier later in die maand? Hy sê, ja, ek sê vir hom, daai is genade as gevolg van my gehoorsaamheid, glo ek. Jy kan iets anders glo. Ek kan nie bekostig om dit nie te gee nie. Daar is nie goed wat deur my werk kom nie. Dit is ekstra goedjies wat mense my vra, wil jy nie gou vir my dit probeer nie, wil jy nie gou vir my dit ontwerp nie, wil jy nie gou vir my dit doen nie, kom praat hier, kom bedien hier, kom maak so, daai is ekstras. Omdat ek gehoorsaam is in dit wat die Here my vra. Ek kan nie bekostig om ongehoorsaam te wees nie. En dan sê God vir my, Jan Hendrik, dis 100% wat ek van jou vra, gehoorsaamheid. En dan kom ek en dan sê ek, Here, maar ek offer tog so baie op in U naam. Dink tog aan hierdie goed wat ek alles doen. Jy sien, ek dink, partykeer ons kan met God onderhandel, in sekere opsigte. Sacrifice is great, but obedience shows me that you really, truly have your heart. Met ander woorde, offeringe is great. Al die goedjies wat jy doen, die mense wat jy help, dis wonderlik. Maar die opoffering wat God soek, is gehoorsaamheid, want dan weet hy het waarlik, werklik jou hart. Ek bedoel, vat maar ons verhouding, ek en Monica. Wat as ek nou net een oggend by die huis kom, of een middag by die huis kom, en ek sê vir haar, luister gou,
jong, ek wil nou net so 'n bietjie gaan uitspeel die naweek. Ek het nou iemand anders ontmoet, en ja, ons gaan net koffie drink, of tee drink, of wat ook al. Sy sê, wag, ek verstaan nie, ons het dan verbond, en jy is met my getroud, en so, en dan sal ek sê, jy moet dan ook verstaan, ek offer geweldig baie op, kan jy hierdie huis sien waar ons bly? En die kos wat ons als eet? Sien jy hoe probeer jy dit wat reg is, en wat gehoorsaamheid betref, en wat verbond betref, probeer opmaak met goed wat ons doen. Want dis hoekom God sê vir Saul, ek verwerp dit. Staan jy in verbond met die Here? En dink aan Petrus se storie. Petrus het op die water geloop, toe albei sy voete die water tref, nie net enetjie nie. Hier is Davie se sake omverwerp hier so. Hier omstap. Klein trekkies hier, Davie, sorry. Luister, jy loop net op die water, is altyd voetjies van jou op die water is. Nie as enetjie op die water is nie. As jy nou by 'n swembad staan, dan werk jy mos so. Wie wat noem ek daai ouens? Toners. Dan vra ek, het julle al geswem? Ja, lieflik geswem. Hy werk net met die tone in die water. Hy's 'n toner. Nou, die uiteinde van dit wat Petrus moes gedoen het, hy moes uit die boot uitklim met al twee sy voete op die water en hy moes stap. Ja, hy het gesink, moenie worry daaroor nie. Jy weet? En ek wil vir jou sê, net 8,33% van die ouens wat hier sit, soos Petrus, daar is 12 disippels gewees, ek hoop my wiskunde is reg. Nou check julle almal ChatGPT, so ek weet. Die res van die spakkie sit binne in die boot nog steeds. Net 'n klein persentasie is bereid om uit te stap op die woord van die Here wat sê, kom dan. Hy stap uit op die woord van die Here. Hoekom bly die 11 sit? Want hulle was 50-50. Ek weet hom nou nie. Dit klink nie vir my soos 'n slim ding om te doen. Die Here het gesê kom. Wanneer laas het jy vir die Here gevra, Here, wat moet ek doen? Wys my. Ek weet, ek gooi my velletjie uit. Ek doen hierdie ding. Ek wil 'n geloof lewe, Here. Kan dit moontlik wees dat jy iets najaag en nie ewigheidswaarde het nie? Met ander woorde, jy's besig om net te oorleef. Daar's nie meer hierdie oplewing en hierdie opgewondenheid in jou gees wat sê, ek het die Here gehoor. Hy het na my toe gekom en ek het gehoor in my gees het ek ervaar, ek moet vir daai ou gaan sê, luister, die Here het jou lief, of ek moet vir jou R50 gee, of ek moet vir jou hierdie en daai sê, ek het gebid vanoggend en ek het hierdie ou gebel en ek het hom bemoedig. En joeg, ek voel great. En dan as ek vir jou vra, luister nou, wat sê die ander? Nee, ek weet nie, maar ek voel great. Ek het gedoen wat die Here vir my gesê. Samuel is in die oorgangsfase wat hy aan Saul moet verduidelik, hy word nou verwerp as koning. Hy moet aanbeweeg en Dawid moet nou as koning gesalf word en hy is die nuwe koning oor Israel. So hierdie moment van transition. En dan kom hierdie gedeelte af, vers 35. Kom ek deel dit gou met jou. Hoe hartseer is dit nie? Saul het droog gemaak. God het sy ampt gekanselleer. Dan staan die volgende dag. Tot die dag van sy dood het Samuel nie weer vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreur en die Here was bedroef daaroor dat hy vir Saul koning oor Israel gemaak het. Maar tog moes Samuel nog steeds hierdie nuus aan Saul oordra. Dis iets wat hy moes doen, nie iets wat hy wou doen nie. En baie keer het jy nodig om selfs aan jou kinders te kommunikeer dat, luister gou, dit het die Here verwerp, hoor gou mooi, beweeg nou aan. Baie keer is jy as vrou nodig om vir jou man te sê, luister gou, hierdie volgende ding is verby. Hou op al oortreur. Move on. Of doen jy net wat jy wil doen? Samuel wou dit nie doen nie. Hy sou iets anders kies om te doen, eerder as om na Saul toe te gaan, waarvoor hy lief was om te sê, luister gou. Sorry man. Die vraag is dan, kos my gehoorsaam met my 'n prys? Einde van hierdie hoofstuk skei hulle paaie, Samuel is na Rama toe, Saul is daar na Gebea toe, wat beteken heuwel, dit is interessant. En Samuel neem sy plek van autoriteit net weer in. Want hy was gehoorsaam aan die Here, dan neem jy net weer jou plek van autoriteit in en maak gereed vir die volgende opdrag. Terwyl waartoe gaan Saul? Na die plek van sy geboorte toe. He goes back to his comfort. Hey jou Saul. Ek dink vir myself, jy het die geleentheid nou.
Om aan jou gemaksone te bly, net waar jy is. Jy kan bid, Here, asseblief verander dit hier rondom my, dat dit lyk net Kaapstad, en jy sit in die middel van die woestyn. Niks gaan verander nie, hoor. En ons het laasweek oor verandering gepraat. 1, punt nommer 1. Ek het net 'n paar punte, ek dink 6 in totaal. Die eerste punt. Ons beweeg nie aan nie, want ons is onwillig om te laat gaan aan dit wat verby is. Wat in die lewe is die Here nou besig in jou hart om te sê, los dit, dis verby. Dis klaar. Ja, het altyd so gemaak. Nee? As ons met hom raas, dan sê hy, papa, dis nou verby, dis klaar. Hy het dit graag ingegooi. Ek het weer 'n ander skrifgedeelte wat ek vreeslik lief is voor. Dis daai gedeelte in Jesaja. Ken julle die gedeelte? Hierdie is my gunsteling. Jesaja 43, vers 18 en 19. Maar moenie net dink aan die vorige dinge, of moenie net aan die vorige dinge dink en bly by die verlede stil staan nie. Nou sê ek dit gereeld, as Monica vir my sê, luister, hoekom lê jou sokkies hierso? Dan sê ek, moenie. Dan sê sy vir my, dit lê al weer hierso. Dan sê ek net, luister gou Monica, moenie net aan die vorige dinge dink en by die verlede stil staan nie. En dan, jy moet altyd met 'n oplossing kom. Dan sê ek, kyk, ek gaan iets niets doen. Dan vat ek my sokkies. Nee. Maar hier is 'n kosbare gedeelte, daar staan regtig nou, hier staan, moenie aan die vorige dinge dink en by die verlede stil staan nie. Die vorige dinge in Israel se geskiedenis was nie net slegte goed nie. Maar hulle was so gewauw geweest, die see is oop gekloof. Jy weet, hulle is daar deur die Jordaan, daar's 'n klomp amazing goed wat gebeur het. En dis nou waar hulle gaan vaststeken, en wie wat, hulle het God ingeperk tot dit is die ultimate, hulle gaan niks weer sien van God nie. En soos die eerste keer in my ou lewetjie toe ek 'n blessing kry van die Here af, kry ek 'n bedragie meer as R10 inbetaal in my rekening, ek skrik my net nie dood nie, en ek besluit net daar gaan ek nou rentmeester wees oor daai, en ek hou daai geldjies vas. Monica sê, luister, ons kort nou 'n nuwe, ek sê ons kort niks. Ek lambano dit, ken julle dit? In die Grieks beteken dit om dit vas te hou. Ek lambano daai geldjie. Ek beland met nierstene 7 weke hier in die hospitaal. Die Here besluit, dan gaan ek daai goedjies uit jou uithaal, daai geldjie. Ek wil jou leer hoe werk geloof. Monica sê, ons kan bekostig mee by 'n ordentlike dokter. Ek sê, ons kyk hier, dis vir ou dag daai geld. Dis nie so baie nie, man. So die Here sê, vertrou julle my nie, dat ek 'n goeie God is en kan doen wat ek gesê het ek kan doen. En nou sê hy so, kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien. Ek maak in die woestyn 'n pad en ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. En op hierdie woord staan daai Joshua generasie op en sê, right, let's get unstuck. Tweede punt, God het jou vorige seisoen reject en het 'n nuwe begin in stoor vir jou. God het. Hy het 'n plan vir jou lewe. 'n Nuwe begin. Dit beteken jy moet nou begin. Okay? Die derde punt. Partykeer hou goeie herinneringe ons gevange in die huidige seisoen waarin ons is, en dan wil ons ook nie aanbeweeg nie. Ek mis dit, nee, toe ons nog so, as jy so begin. Nou is ons nie meer daar nie, en dis hoe hulle ons nou die manna gemis het. God gee hulle 'n totale nuwe ding, het proe heel anders as 'n nuwe, elke oggend het hulle 'n nuwe taak, hulle moet nou die manna bymekaar gemaak, en die kwarteltjies val op hulle koppies, al hierdie lekker goedjies. Dan luister, hulle stak nou by die potte van Egipte. By die gemaksone van dit wat hulle ken, die herinnering, ons dink dan nou terug aan daai carry reis. Punt nommer 4, dit sê net beter in Engels. Some of you are trying to resuscitate the thing that God has rejected in your life. Ons probeer die goed CPR gee wat die Here gesê het, hierdie ding moet uit jou lewe uit. Daai verhouding, ou broer, jy blaas lig in daai ding in en hy wil nou net nie meer verder en jy gaan hom nou gas gee, jy bly nou vasglo, hierdie is die man wat die Here gestuur het. Jy's op, man. So kan ek by 'n klomp goed stil staan. Daai besigheid, wat dit net nie maak nie, jy het nou al geld gaan leen van die hele familie om daai ding staan te maak. Die Here sê, dit gaan nie werk nie. Trying to resuscitate the thing God has rejected in your life. God het reeds aanbeweeg. Met ander woorde, dis hierdie teks. As God reeds aanbeweeg het, dan help ons nie, jy bly agter nie. Nie waar nie? As jy nie veronderstel, ons nie veronderstel om saam met die Here te beweeg in die volgende seisoene nie. Nou, hoekom kan ons nie aanbeweeg nie? Hier maak ek klaar, Adrian kan maar boontoe kom. As hy hier is. Hoekom kan ons nie aanbeweeg nie? Wel, die eerste ding is,
Jy probeer sê, pleks ek nou maar net dit gedoen het. Nou my vriend, my sussie, my boetie, kan jy die verlede verander? Nee? Gee my net 'n aanduiding, nee? Nee, jy kan nie. Julle ouens sit nou, asof ek 'n lesing hier neersit. Nee, jy kan nie die verlede verander. Nou, waaroor sal jy jouself daaroor opgas gee? Ons het gedroom het sou anders wees, maar dit is nou nie anders nie. Ek hoor jou. Ek dra jou hartseer en jou pyn en dis meer, maar weet jy wat, jy mis God in die oomblik. Die ander ding is moeilik om in 'n nuwe seisoen in te beweeg, as dit lyk soos 'n downgrade. Hey, wie van julle is al gestop deur daai enetjie? Ek gaan nou dit hier gaan ek nou by hierdie maatskappy, hierdie vaste maatskappy waarby ek werk, gaan ek nou los, hoor? En dan gaan ek my eie ding begin. Dan sê die mense, okay, jy het mos geloof daarvoor. Eintlik sê hulle vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Maar dit lyk soos 'n downgrade. Of die Here gee vir jou 'n nuwe verhouding en dit lyk vir jou nie soos die ou ding nie, nê? Of hy gee vir jou 'n ander kar en dit lyk nie soos die vorige kar nie. Of hy gee vir jou 'n ander uitdaging en jy is nog steeds vas by die vorige uitdaging. Maar hierdie woord is vir jou vanoggend. Luister gou hierna. Ek sit dit daar sodat jy dit kan lees met jou eie oë. Die Here het vir jou gesê, vergeet nou van Samuel, hy praat hier met jou. Hoe lank gaan jy nog sit en treur oor die verlede, as ek het verwerp het? Hoe raai ding? Maak nou jou horing vol olie. Met ander woorde, kom kry die salwing van die Here vanoggend. Kom maak jouself vol met die bediening en persoon van die Heilige Gees, die Gees van Christus. En beweeg aan. Hy sê, jy het te lank hier vasgeval. Hierdie boodskap is vir iemand hier vanoggend. Kom maak jou horing vol olie en move on. Jy het te lank hier stil gestaan. Jy probeer dit nog regmaak wat God verwerp het. Hou op. Ek weet jy treur daaroor. Ek weet dit is vir jou terrible. Ek weet jy drome gehad. Hier wil God met jou aanbeweeg na 'n nuwe seisoen. En ek wil dit prakties demonstreer. So as jy hierdie behoefte het vanoggend, jy vertrou die Here regtig om aan te beweeg en jy voel jy het stak geraak in die verlede by 'n seisoen wat vir jou, en dit hou jou regtig vas. Dis asof hierdie dinge 'n blokkade is in jou hart. Dan wil ek vra dat jy vorentoe kom. Ons het hier salfolie en ek wil sommer net jou salf as 'n teken dat die Here sê, hy gaan self die olie volmaak in jou horing, in jou container. He will equip you. Hy sal jou salf vir die nuwe begin wat jy nodig het, to get unstuck. Maar kom uit hierdie oorgangsboksie uit. Terwyl ek bid en jy het so 'n behoefte dat ons saam met jou moet bid, ons gemeenteleiers, dan vra ek dat jy vorentoe kom en ek vra dat die res hulle oë sal toemaak en kom ons bid. Ons vra die Here sy seën, sy genade. Here Jesus, as jy gelei voel om vorentoe te kom, dan kom jy vorentoe dat ons saam met jou kan bid en jou sal salf. Andersins bly jy dood rustig daar waar jy is en ontvang die seën van die Here. Almagtige Here en hemelse Vader. Here, ek bely vanoggend namens soveel van ons dat ons vasgeval het in die verlede. By oomblikke waarby ons nie verby kan beweeg nie, ons kan nie vergewe nie, Here. Dis asof hierdie ding, hierdie persoon, hy speel die hoofkarakter in my gedagtes as ek gaan slaap in die aand. Dit laat my treur, ek kan nie aanbeweeg nie. En ek sien ook nie wat ek volgende moet doen nie, ek kan nie aanbeweeg nie, ek kan nie vorentoe beweeg nie. Here, kom verlos my van hierdie gedagtes. Ek reik my uit na wat voor my is, Here. Ek strek my uit. Ek bid, Here, dat U elkeen wat hier volgende is bekragtig, hulle sal vul met die Heilige Gees. As die olie in hulle horings om weer ander te salf in posisies van mag en ander te bedien met dit wat hulle vanoggend van U ontvang het. Here, ons maak onsself nou los van die verlede. Ons maak ons vry en kom sit U juk op ons skouers. Die yoke of the Holy Spirit. Heilige Gees, ek
kom vra net dat U ons nou sal vul in die teenwoordigheid, in die volheid, in die heerlikheid waarmee U nog altyd Christus verteenwoordig. Kom ook nou in my lewe. Maak my bonatuurlik bewus van wie U is. Vul my lewe, vul my oë, vul ons almal van ons, Here, tot op oorlopends toe. Here, ons het nodig om U stem te hoor, om gehoorsaam te wees. Kom, maak hierdie sintuie van die Gees weer helder vanoggend. Here, kom vul ons lewe met die goedheid van God. Dankie Vader, dat U ons nou ook help duidelik te hoor die onderskeiding van dit wat U wil doen in my lewe, in elkeen van ons se lewens. So kom lê ons dan ons laste neer en kom gee ons oor in U hand. En ons bid dit in Jesus se kosbare en wonderlike naam. Amen. Alright. Ek gee geleentheid vir jou om sommer net die Here te loof met jou offerhande ook. Baie dankie. Nila gaan hom net so omstuur en dan kan die aanbiddingsspan boontoe kom. Baie dankie vir die kosbare saad wat jy ook saai in hierdie bediening. Sonder jou is dit regtig nie moontlik om te doen wat ons hier moet doen in hierdie gemeenskap nie. En ons eer die Here ook vir jou gehoorsaamheid daarin. Ons gaan saam afsluit. Kom ons staan, ons eer die Here vir wie hy is. For Father, you are our waymaker. You are here, moving in our midst, and I worship you, and I worship you. You are here, moving in our midst, and I worship you, and I worship you. Lord, you're here, moving in our midst, and I worship you, and I worship you. Lord, you're here, moving in our midst, and I worship you, and I worship you. 'Cause you're our waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're our waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart, and I worship you, and I worship you. You are here, healing every heart, and I worship you, I worship you. Lord, you're here, turning lives around, and I worship you, and I worship you. Lord, you're here, mending every heart, and I worship you, and I worship you. 'Cause you're a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are.
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you're a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Ons bely dit, dis wie die Here is, nie? Hy is die een wat die weg maak. Al wat jy doen is net om jou ore te spits en op die frekwensie van sy gees in te skakel. Dis soos 'n radio. Jy soek mos jy wil mos nie van stasie af wees nie. Daai static, kom van daai af. Kom ingeskakel op Heilige Gees FM. Kry sy woord, lees dit, maak dit deel van jou hart. Wees gehoorsaam aan die Here. Die klein goedjies, begin net met die groot klein goedjies. Laat jou ja wees en jou nee. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here se seën jou vooruit gaan. Mag jy sien dat hy 'n goeie God is. Mag jy jou hart weer terugdraai en vrede vind. En hoe hy sy aangesig oor jou laat skyn en jou vrede gee. Mag jy wandel in die genade wat die Here hierdie week vir jou moontlik maak. En mag jy hom eer met jou lewe in die volheid van wie jy is en wie hy jou gemaak het. Sy wil die beste lewe vir jou ooit. Gaan dan in hierdie vrede in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen en amen. Dankie julle.